Nou ja, hier is nou nog 'n profesie wat Vader my gegee het oor hierdie oorlog in Iran wat nou in vervulling gegaan het. So in die laaste 2 weke kry ons baie duidelike aanduiding van dit wat ek gesê het is besig om bewaarheid te word. So onthou julle hierdie video wat ek gemaak het? Kyk gou. Goeiemiddag aan almal. Ja, ek wil graag 2 drome deel wat Vader vir my gegee het op die 1ste en die 2de Maart. Onthou die aanval, die Amerikaanse Jode aanval, die Joodse staat, die IDF aanval was op die 28ste Februarie 2026. Nou vandag is die 7de Maart 2026 en ek deel met jou die 2 drome. Op 1 Maart, die nag van 1 Maart, sê Vader vir my, gaan kyk mooi, Elvis Presley en Billy Joel het 2 liedjies gemaak oor the blues. Nou ja, ek hou van Elvis Presley, maar ek is nou nie so vreeslike fan nie, dis voor my tyd. Ek is gebore in 1969. Nou ja, so, dit is met 'n rukkie wat ek nou gaan soek het. Nou, Elvis Presley het 'n liedjie gemaak, GI Blues. Ja. En dit was toe hy nog baie jonk was, toe hy gestasioneer was in Duitsland. En dit gaan dan nou oor dat die Amerikaanse soldate het blues, hulle wil eintlik huis toe gaan, die kos is sleg, die situasie is sleg, hulle wil nie daar wees nie. En toe gaan kyk ek, Billy Joel het ook 'n liedjie gemaak, ek het rukkie gesoek om hom te kry, All American Blues. En dan sing hy hier, hy sê, I sing about with those ex-presidents blues while I made a mess out in Vietnam. So hy praat hier, ons het al 2 liedjies wat gaan oor oorlog, hoe die oorlog 'n mislukking was, hoe die Amerikaanse populasie blues het, en daar is 'n depressie oor die volk, dat die Amerikaanse soldate die blues het, dat daar 'n depressie is oor die volk. Ja, die Amerikaanse volk het blues, en die Amerikaanse soldate het GI blues. Die brandstof is op na amper $5 'n gallon daar by hulle. Dis duur vir hulle. Hulle het nie, hulle inflasiekoers is baie onder beheer gewees al die jare. Maar hier by ons is daar ouens wat 20.000 of 30.000 rand salarisse verdien. By hulle verdien hulle nie naaste by die groot salarisse wat die staatsdiens uitgee by ons nie. En hulle lewenskoste is besig om drasties te styg. En is danksy hierdie mislukte Iran-oorlog. En almal sê nou, die oorlog het hulle verloor. Dis nou openlik dat dit gesê word. Reg, en toe is die storie van die ouens op die Abraham Lincoln, wat oorboord spring en selfmoord probeer pleeg, omdat hulle so sleg behandel word en die kos so sleg is op die skip. Jy sien, Trump en ou Hekses en hulle maters is almal psigopate. Hulle voel 'n veer vir die Amerikaanse weermag. Kyk 'n bietjie hierdie video. Okay, just watch this. Sailors on the USS Abraham Lincoln attempt to jump overboard and take their lives. Family members told the Military Times the conditions are just so awful. They are not getting food. They lose 40 to 50 pounds. Showers do not work. Toilets do not work. The milk gets rotten. No fruits, no vegetables, just a little frozen meat after nearly 9 months at sea. These Navy sailors and Marines suffer record deployments with nothing. Meanwhile, Pete Hegseth went on a shopping spree and spent $6.9 million on lobster tails in a single month. He spent $15.1 million on ribeye steaks, $2 million on Alaskan king crabs, $140,000 on donuts, $124,000 on ice cream machines. Yet he cannot afford milk or fruits or vegetables for our sailors on the USS Abraham Lincoln. The lying fascist regime torments them and screws them over. Taxpayer money burns on luxury steaks and lobsters while service members starve and break. This hypocrisy is horrific. Our sailors endure pure torment so Pete Hegseth can feast. Ja, nee, God het ons gewaarsku, hy het gesê dit kom. Ja, dis hartseer. Hoe dit ook al sy, hier is nou nog 'n video. Hulle wil hê daai ouens wat nou van die Abraham Lincoln afklim, want hulle gaan nou die skip terugbring na die hawe toe, dat daai ouens net kan afklim en kan breathe, bietjie bykom met hulle families kan gesels, ordentlik kan eet,
oor hulle PTSD kom, ja, daai ouens wil hulle nou kry dat hulle nie praat nie, dat hulle 'n non-disclosure agreement moet teken met die weermag. Hulle mag nie praat oor hoe sleg dit gaan nie. Ja, nee, dit is as die psigopate en die sosiopate en die narcissiste jou regeer. En Trump is so mal soos 'n haas. Daar's nie hoop vir hom nie. En Hexit is 'n Jewish puppet. Daar was hy 'n alkoholist gewees. Ek dink hy's steeds 'n alkoholist. So daar is nie meer goeie leiers vir die FSA nie. Net so sleg soos wat gaan met Suid-Afrika, net so sleg gaan dit met die FSA. Dis maar net 'n baie groter land en daar's meer blankes, so dit voel nog nie heeltemal soos Suid-Afrika nie. Maar dit het alles te doen maar met die Jode wat hulle geruismuur het en die land heeltemal bankrot oorlog laat maak het. Bankrot gesteel het deur middel van oorloë. Dis hartseer, né? He wants them to sign an NDA, a non-disclosure, in order to walk off that boat.